Ons praat bietjie vanaand en ons sluit vanaand af met die gedagte as die lewe nie sin maak nie of as God nie sin maak nie. Of as dinge in ons lewe gebeur wat nie sin maak nie, wat ons nie beplan nie. En die lewe het maar 'n manier om 'n bietjie in cricket praat hulle van John van 'n googly, 'n goalbal. Jy verwag nie dat die bal so gaan hop en draai en dan jy verwag nie hoe dit gaan uitspeel nie en dan ewe skielik tref hier die bal jou. En ek wil graag hê ons moet praat oor 'n seisoen vanaand in elke mens se lewe waardeur ons gaan. Nou as ons nou vir Wynand se gevra het, Wynand, watse seisoene kan jy nou as jy nou moet sê as 'n landbouer watse seisoene gaan daar wees? 'n groeiseisoen en 'n russeisoen. Groeiseisoen. Ja, hierdie Wynand, hy wil nie regtig met ons praat nie. Daar's 'n voorbereidingsseisoen waar jy plant en dan is daar of althans wanneer jy ploeg en dan is daar 'n plantseisoen en dan is daar 'n skoffelseisoen en dan is daar 'n oesseisoen en hy wil net 'n groeiseisoen hê. En oes. En 'n oesseisoen. Hy wil nie die harde werk insit nie. En as jy met mense sal praat, dan sal hulle sê daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om 'n tiener te wees, daar is 'n tyd om 'n jong mens, 'n jong volwasse te wees, daar's 'n tyd om ongetroud te wees, daar's 'n tyd om getroud te wees, daar's 'n tyd om ouers te wees, daar's 'n tyd om oupa te wees en daar's 'n tyd om dood te gaan. En as ons nou vir Marius en vir Lisel vra seisoene, dan gaan hulle sê daar gaan 'n reenseisoen wees en daar gaan 'n droë seisoen wees. Hulle kom uit 'n droë seisoen uit en nou vra hulle asseblief, moenie vanaand op 'n gebedslys sit reën vir die tuinroete nie. Hulle het nou genoeg vir 'n rukkie gehad. So is daar verskillende seisoene in 'n mens se lewe. En ek het nou die dag gedink watter seisoen is my lewe? En iewerster moet jy altyd onthou jy's in 'n voorbereidingsseisoen. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie vanaand praat oor 'n seisoen en nou vir John het ek die titel nou so 'n bietjie Afrikaans en Engels gemaak. 'n Seisoen van against. Seisoen wat jy teenstand kry. 'n Seisoen waar dinge nie altyd regloop nie. En ek weet julle praat nie so nie. Ons glo mos maar altyd as dinge verkeerd loop. Miskien moet ek net hierdie knoop vasmaak. Dink ons dat die goed gebeur mos in 3. Is dit nie so nie? Altyd in 3 jaar. Altyd in 3. Ons plant bome 3 en eers is die kar se wielpap en dan kry die kat kleintjies en dan by die hond die buurvrou. Weet dit gebeur mos nee, moenie daai goed glo nie. Jy sit te vloek oor jou eie lewe oor hierdie goed in 3. Maar almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n seisoen van teenstand, 'n seisoen van teen, against. Ek wil hê julle moet hierdie woord luister, against. Maar kom ons begin by ons ysbreker en Salome is nou nie hier om af te skop nie, so ons gaan by Salome se beste begin. Haar dogtertjie, Moedersdag, Vrouedag. Baie dankie vir elke dame op hierdie groet. Ons waardeer julle. Al is jy net 'n moeder van geestelike kinders, al is jy net 'n moeder van 'n dier, soos die stel van 2 honde is. Ons waardeer elke vrou. 'n Vrou is baie uniek en as jy deur die Bybel gaan lees, dan sien jy die vroue het die goed maar bymekaar gehou. En as jy in die kerkwêreld nou rond beweeg, gaan sien jy dis maar die dames wat die kerke ook aan die gemeentes aan mekaar hou. Maar kom ons begin by Anita. Anita, het jy al vir iets gebid wat jy nog nie gekry het nie? En onthou die Bybel sê vir alles wat jy bid, sal jy kry. Het jy al vir iets gebid wat jy nie gekry het nie? Ja, ek het gebid vir 5 kinders. Daar's nog tyd. En toe ek baie jonger was, het ek seker maar gebid dat daai enetjie my man sal wees of dat daai enetjie my man sal wees. En ek het hom nie gekry. En vandag sien jy daai enetjie en jy sê dankie Here dat jy nie daai Dankie gebed tog. verhoor het nie. Ja, nee. Ja. Wynand, het jy al vir iets gebid wat jy nie verkry het nie? Eers pastoor baie. Ek het al
Ek het baie gebid en ek is baie dankbaar dat ek nie daai goed gekry het nie. Mens verstaan dit nie dalk altyd nie. Uh en ek bid nou nog en dan wonder ek of ek dit ooit gaan kry of wonder of dit die regte ding vir 'n ou is. Maak seker daarvan al bid ons vir iets en dit is wel die regte ding dat jy dit sal kry. As jy dit nie kry, dan beteken dit was nie die regte ding gewees nie. Ja, ek wil by Wynand aansluit is dat daar's baie dinge wat ons bid wat ons nie kry nie. Maar vir elke gebed is daar 'n antwoord. En nee is ook 'n antwoord. En miskien later is ook 'n antwoord. En wag is ook 'n antwoord. Ja, daar's baie goed. Ek dink in my eie lewe in 2011 en verder is daar baie gebede wat ek gebid het wat nie beantwoord is nie. En ja, ek kan vandag sê nie al my gebede is al beantwoord of nie beantwoord nie, het ek al verkry nie. Het ek nie verkry nie. Ek dink ook wanneer ons na daai skrifgie kyk wat sê bid en vir julle sal gegee word, moet ons onthou daar staan ook alles wat julle in my naam vra, dit sal julle verkry. So dit gaan baie oor die wil van God. En my sê is daar goed wat jy oor al gebid het wat jy nie verkry het nie? Ek het nog al gedink en gedink en gedink. Ek weet nie of my lewe net te eenvoudig is en te maklik afgaan of toe ek Louis en hy begin gesels oor hierdie goed, toe sê ek vir hom, praat nou van 'n paar jaar terug. Ek is nie iemand wat oor enige ding bid nie. Bid is vir my 'n klein woordjie maar met die groot enorme betekenis. Ek sal nie bid vir aardse goed nie. My gebede gaan oor dankie. Ek is van daai mense wat die Here loof en prys vir onverdiende genade. Ek kan nie onthou dat ek al gebid het vir iets wat ek graag wil hê of wat moet gebeur, dat ek dit nie ontvang het nie. Ekskuus, dit klink op die groep seker iets verskrikliks, maar nee, ek kan nie onthou nie. Lisel? Ja, ek het gebid vir kinders, ek het nie gekry nie. En Dis nog nie te laat nie. nee, ek het aanvaar. Ek het aanvaar dus nee. Kyk hoe glimlag Marius. Marius, het jy al gebid vir iets wat jy nog nie gekry het nie? Ja, ook van vir die kinderding. Maar ek het nou weer nuwe moed opgetel toe ek nou gelees het van Abraham en al die goeters. Ja, ons is nou ligtelik daaroor. Weet maar ons verstaan. Arina, het jy al gebid vir iets wat jy nie gekry het nie? Ja, Lisel, gelukkig het ek al 'n paar jaar terug moes ek vrede maak met daai enetjie. Maar ja, daar is baie dinge wat jy graag wil weet en dan nie bid en dan ook nie verstaan nie en dan op 'n dag gaan besef jy, okay, jy verstaan nou hoekom die Here dit dalk gesê het nie of nie toegelaat het en dit nie, maar ja, daar was 2003-4, ek kan nie meer onthou wanneer nie, Louis, toe jy eendag in Middelburg gemeente daaroor gepreek, wanneer dit ja is en wanneer dit nee is en wanneer dit, en ek sal dit nooit vergeet nie, dat daar's altyd 'n rede vir hoekom nie nou nie of nie. En dit het my nogal baie gehelp in die lewe. Ek stem saam. John? Ja, dit was net die ander dag wat ek het gebid dat ons 'n groot kontrak kry. Dat ons kan die besigheid uitbrei en ons kan nog mense in werk gee en so aan. En toe kom die Here en toe sê die Here nee. Dus jou gesondheid en alles is baie meer belangrik as om die besigheid 10 maal te vergroot. So ja, ek is baie bly dat die Here vir my in 'n ander lyn gewys. Yes, Tannie Wilma?
Mute, Tony. Daar's hy Tannie. Okay. Ja, ek sit vanaand met my sein en sulke goed. Ja, ek het een keer gebid, dis nou 30 jaar terug meer, vir my man. Ek het nooit 'n mansvriend gehad nie, ek was altyd net alleen, en my man en ek het dieselfde tyd gebid, en ek het bid vir 'n man, en ek wou net iemand hê wat ouer as ek, hy ouderdom nie, en my man het gebid vir, hy was, hy het lekker gedol en met sy maats, en hy het gebid vir 'n Christelike vrou, en ek dink ons het omtrent dieselfde tyd gebid, en toe het ons mekaar die 1988 November ontmoet, wel ek het hom geken van die rolbal af, daar's waar ons ontmoet het, en ons is die Desember verloof en die volgende April getroud, en 2016 hier om huis toe. Ja, dis die grootste wat ek ooit gebid het. Daar is kleinerige dingetjies, maar ja, dis nie altyd wat jy die Here wil hê jy moet hê nie, en die wat die Here wil hê jy moet hê, kry jy. Verseker. Stel het jy al gebid wat jy nie gekry het nie, Tannie Bomba het vir jou goeie raad vanaand gegee om 'n man te kry, gaan speel rolbal. Nooit vir sulke groot goed. Hoekom goed gebeur en goed. Okay, stel sê net jy het uitgesny. Ek sê ek het nooit regtig vir groot goed gebid in die lewe nie. Ek het goed maar aanvaar as goed gebeur het. Dit is maar klein goedjies. As goed gebeur het, ek meen soos 'n egskeiding, as jy weet dis nie jou fout nie. Ek meen is goed wat gebeur het, daar's 'n rede hoekom dit gebeur het. Ja, ek dink in my eie lewe, ek meen, almal van julle het vir Ina geken, het ek hoeveel nagte met die Here geworstel en gevra, genees haar. En dit was nie die wil van die Here nie. Of sy is genees, maar nie op aarde is sy genees nie. En dit was my baie snaaks na die tyd. Sy was 'n paar maande gelede toe ek iemand ontmoet en die persoon het ook kanker gehad en ek het vir hom gebid in die kerk. En die Here het hom gesond gemaak. En ek het altyd gewonder, ek het vir ander mense gebid en hulle het gesond geword, maar my eie vrou het nie gesond geword nie. En ons verstaan soms nie die lewe nie. Ons verstaan nie hoekom en waarom nie. En Paulus kom hierso in Anita 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10 en hy verstaan dit ook nie. Hy verstaan nie hierdie goed nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Bid liewer, baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Die eerste woord wat vir my uitkom is 'n doring. Wat is die doel of waarvoor is daar dorings in ons lewens? Om jou te irriteer of te pla of irriteer. John? Ja. Okay. Hy het net hoes. Wat hy net hoes, ek dog hy wou iets sê. Dog hy praat in 'n taal wat ons vir hom moet uitlê of iets van die aard. Ek sou sê om pyn ook te veroorsaak. Ja, Paulus sê dis ding wat dis soos die vyand wat hom heeltyd slaan.
En dit is onaangenaam. Marisol, wat sal jy sê is 'n dorings in vandag se tyd? Sjoe. Ja, ek dink wat jou maar hartseer maak, of 'n ding wat jou nagte wakker laat bly. Maar dis ook 'n doring is iets wat jy jy stop onmiddellik met alles wat jy mee besig is en om eers te gaan verwyder. En dan is daar nog 'n bietjie pyn agterna oor. Dis nie net as jy hom uitgehaal het, is dit weg nie. Ja, daar moet 'n herstelproses, jy moet genees, né? Dis baie goed wat jy daar sê. Ek dink 'n doring is siekte. Ek meen niks kan jou so afbreek so siekte en almal van ons was daardeur. Vanmiddag toe ek en Annelie daaroor praat, toe sê sy jou doring is seker SARS. Jy weet die afgelope maande van Augustus verlede jaar is dit ek in SARS. Nes ek dink ek is oor dit. Hierdie week toe dink ek is oor dit, toe kry ek 'n brief. Hulle soek die aankooppapiere van my voertuig wat ek in 2019 gekoop het. Ek verstaan, ek weet nie, maar okay, my doring op hierdie stadium is SARS, maar nou bid ek maar net vir hulle en ek dink elkeen van ons is ons vanaand eerlik en sag met onsself praat, dan is daar sekere dorings. Goed wat ons nie verstaan nie, miskien is dit verhoudinge. Is goed wat jy nie verstaan in die lewe nie. Miskien is dit iemand wat dood is. Jou finansiële posisie of wat ook al. Het is dorings wat vir jou karnuffel. En Paulus doen die regte ding. Maar omdat daar sonde in Paulus se lewe was, het die Here hom nie verhoor nie. Nee. Jy is op die verkeerde blad, bly terug. Is swakheid nie sonde nie. Dis my swakheid. Dis menslik. Ja. Omdat ek 'n mens is. Omdat ek net nie alles kan beheer nie. Iets wat ek in die afgelope tyd geleer het is, as daar 'n geveg is wat groter as ek is dit nie Louis se geveg nie, dis die Here se geveg. Dan moet ek leer om dit vir die Here te gee. As die geveg is om 'n swart sak uit te sit daar buitekant, dan sal ek dit doen, want ek kan dit doen. Maar as daar iets groter is wat ek nie kan doen nie, dan moet ek dit vir die Here gee en dan word ek 'n vernoot in hierdie geveg. Maar die Here neem die leiding. En dis nie te sê nou sit ek op my stoel en nou sê ek, ag Here, U gaan voorsien en U gaan nie. Ek word 'n vernoot in hierdie geveg. Ons het nou so weer deur Dawid bietjie gewerk. Hoeveel gevegte was arme Dawid nie betrokke nie. Maar toe antwoord die Here vir hom en hy sê vir hom, ek gaan nie daai doring uittrek nie. My genade is vir jou genoeg. Wat beteken dit? Jy moet basies die Here vertrou en dit nie probeer in jou eie hande vat en probeer self vir die Here sê draai links of draai regs nie. Jy moet vertrou wat die Here sê watter rigting. Ek hou van wat Rina nou sê. Basies kom dit daarop neer om God ten volle te vertrou. As ons kyk die woord genade is dit onverdiende guns. Annelie het nou net daaroor gepraat, onverdiende guns. Die Here sê my goedheid is vir jou genoeg. Ek dink die boodskapvertaling sê dit so mooi. My goedheid is vir jou genoeg. En wat vir my belangrik is ek nie bedoel dat ek by die doring vas staan nie. Dat ek rol een nag rond oor die doring, maar dan moet ek die doring los. Die doring moet nie my lewe beheer nie. Ek moet lewe en ek moet maar 'n pilletjie drink vir die hoë bloeddruk en ek moet aangaan met my lewe. Ek kan nie ophou omdat ek 'n hoë bloeddruk het, kan ek ophou lewe nie. Nog iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte van Paulus? Ek dink die moeilikste vir ons mens is dat as ons nie meer in beheer is nie van jou eie situasie nie, dan raak dit 'n doring.
En dit is soos Rena sê, ons moet daai bonneltjie bekommernis en dit wat ons beheer oor verloor, vir die Here gee sonder om hom terug te vat. Plaas dit in die Here se hand. Sê vir die Here, hier's my bonneltjie bekommernis. Dit wat pla, dit wat ek graag wil hê en nie kan kry nie, of wat ook al. Ek dink amper dis die moeilikste om te doen, om beheer te verloor. Jy is nie meer in beheer van jou eie situasie nie. En daai oorgee vir die Here te sê, Here, U wil, nie my wil nie. Ek wil by aansluit en terwyl ons so praat, toe kom hierdie beeld net by my op. As ek worstel met hierdie doring in my lewe, waar is God? Waar is God? En dan begin ons die vraag vra, maar die lewe maak nie sin nie. God maak nie meer vir my sin nie, want ek het in 2011 geworstel. Waar is God? Hoekom was God nie daar nie? En God was daar. En ek kry hierdie beeld en ek wil dit vir iemand gee vanaand as 'n profetiese beeld. Ek wil dit vir iemand gee vanaand. En dit is wanneer 'n ouer 'n kind vat wat siek is dokter toe. Ek dink nou self vir dier, Lisel, as jy nou vir deze dokter toe vat en die dokter moet daai kind inspuit. Wynand, vir jou dogtertjie inspuit. En sy's bang vir die inspuiting. En jy moet haar vashou en sy kyk vir jou in die oë terwyl die dokter haar inspuit. Pa, jy's hier, kan jy nie sien hierdie dokter maak my seer nie. Maar pa weet, die inspuiting gaan haar gesond. Pa is daar. En maak nie saak deur watter situasie jy vanaand gaan nie. God is daar. Al kyk jy vanaand in sy oë en jy sê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie hierdie doring nie, ek verstaan nie hierdie pyn nie. God is daar. En dan moet Romeine 8 vers 28 na vore kom wat sê, alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. As jy vanaand met 'n doring worstel, God se genade is genoeg. Hy is in beheer. Okay. Kom ons kyk oor Ek wil net iets gou gesê. Weet jy wat? Ons almal kry baie dorings in ons lewe. Maar ek het een ding geleer van al die dorings wat ek in my lewe gekry het. En ek het baie vrae gevra en baie daaroor gewonder. Maar daar was een ding wat die Here vir my wel gewys het. Dat daar was altyd 'n positiewe uitkoms van daai doring. Met daai seer wat ek gekry het, of ons gekry het, Rina en ek, hoeveel ander mense kon ons nie gehelp het nie, met dieselfde challenges wat hulle in hulle lewe gehad het. Nou as ons nie deur daardie doring gegaan het nie, en die seer om daai doring uit te trek uit jou hand uit of jou voet uit of whatever, hoe sou ons kon ander mense gehelp het? En dis waarop ons fokus vanaand, John, is, daar is 'n lewe na die doring. Daar is 'n lewe na die doring. Kom ons kyk wat sê Markus, die 6de hoofstuk, vers 45 tot 48. Wie het nog nie gelees nie? Anita, het jy al gelees vanaand? Ek het gelees. Jy kan lees. Okay, Annelie, lees. En dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle, en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelend op die see, en hy wou by hulle verbygaan. Dit is ver, okay. Die gedeelte wat
vir my uitstaan is die eerste gedeelte van Paulus was die doring. Hierso die gedeelte wat vir my uitstaan, die wind was teen hulle. Die wind was teen hulle. Wat het hierdie disippels verkeerd gedoen om hierdie storm op die see te verdien? Niks. Was hulle in God se wil? Praat bietjie meer as net lyfstaal. Ja, hulle was in God se wil. Hulle het geluister toe hy gepraat het. Hy het vir hulle gesê, gaan na die oorkant toe. So, hulle was in die perfekte wil van God, en hier is 'n storm op die see. Okay, nou die vraag is, waar is God toe hierdie storm op die see was? Waar is Jesus toe op die storm op die see was? Hy het die wind gestuur. Het hy die wind gestuur? Hy het hulle beproef. Okay. Wat sê vers, waar's daai slim vrou van jou? Wat sê vers 9? Net so gaan bid. Ekskuus? Hy was op die berg gaan bid. Hy was op die berg. So, die eerste ding wat vir my uitstaan hierso op Wynand is, as ons deur storms gaan, is daar iemand wat vir ons bid. Korrek. En dis nie sommer enige iemand nie. Jesus sê vir Petrus, ek bid vir jou. Hy tree vir ons in by die Vader. So, baie keer dan voel ons, as ons deur hierdie storms gaan, ons staan alleen en ons verstaan nie, hoekom gaan ons deur hierdie storm nie, want ek doen die regte ding, ek weet dis die wil van die Here, ensovoorts, 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 en ek gaan nog steeds deur hierdie storm. Maar God is daar. God is daar. En wat het hy nog gedoen? Ekskuus? Dit staan daar so, as hy het hulle gesien swaar kry, het hulle gesien sukkel. Hulle was nie alleen nie. Hy het na hulle gekyk. Daar's hy. Dis die tweede punt. Eerste punt is, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, God bid vir jou. Die tweede punt is, God sien dit raak. Hy draai nie sy gesig weg en sê, okay Wynand, is lekker saffer daar op Nelstroom nie, jy het dit, gaan maar alleen aan daar nie. Marius, julle wat daar op 'n eiland is, alles is verspoel en rondom julle, lees, skryf vir julle, jy wou mos nie jou volle 10de vir die kerk gegee het nie, jy skryf maar vir jou, nee, dis nie wat, hy sien dit raak. En wat het hy nog gedoen? Hy het uitgereik. Ja. Hy het na hulle toe geloop, hy het, soos jy sê, uitgereik, hy het na hulle toe geloop. God sal jou ontmoet in jou storm. Jy staan nie alleen nie. Okay, dan kom ons by 'n baie interessante gedeelte. En dit wil lyk of hy verby hulle geloop het. Lisel, wat sê jy van daai ene? Ek weet nie, ek het ook nie verstaan. Ja, mens kan nie 'n matriek vraestel gepaas het dan sê jy ek het dit ook nie verstaan nie. Ja, ek het ook die eerste keer ek lees dat hy wou verwystap het. Spot met jou. Staan dit ook nie. Iemand moes dit onlangs in my Bybel geskryf het, want ek het dit ook nog nie raak gelees nie. Dit wil vir my voorkom of storms kom op ons pad, en ek sê nie dat dit Jesus is wat die storm gestuur het nie, want ek kan nou net nie onthou of jy die storm bestraf het nie. Maar okay, kom ons los dit daarby, maar toe in die boot met die storm nou opgaan. Maar dit wil vir my lyk of storms soms 'n toets is. Gaan jy God verwerp of gaan jy sê, Here, kom klim in die boot? Gaan 'n storm jou verbitter of gaan hy jou verbeter? Ek sê nie ek is reg nie, dit wil vir my voorkom, Jesus het verby hulle geloop en hulle reaksie getoets en hulle het geskree van vrees, want hulle sien nou 'n spook ook nog in hierdie storm. En hy sê vir hulle, wow, dis ek. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. So, dit wil vir my lyk as jy deur 'n storm gaan, is daar ook 'n toets en jy word 'n beter mens na die storm. Wat het met Job gebeur?
Die duiwel het hom beproef. Duiwel het goed op sy pad gestuur en die Here het so 'n bietjie toegelaat om te kyk hoe reageer jy daarop. Gaan jy sondig, gaan jy regte ding doen? Ons wat nou 2000 jaar plus hierdie stukkie lees. Hoekom was daar 'n storm op die see? Dit is wat op die see gebeur. Nog 'n Wel as jy see toe gaan is die kans goed dat jy 'n bietjie wind gaan kry, né? Ja, dit gebeur. Wat het julle al gehoor van die besetene van Gadara? As julle daai stuk lees en julle kom op die laaste vers, julle sien Jesus het aan die oorkant gekom en hy het baie mense gesond gemaak en was ook die besetene van Gadara in 'n ander evangelie gaan jy dit lees. So, die vyand wou hulle vernietig, hy wou nie gehad het hulle moes oorgaan nie. Ek sê dit maar net. Enige ander opmerkings oor Markus 6? Ek het al gewonder as ek gou nog in Chippie som. Die Here was op die berg en hy het gesien die wind kom op en hulle sukkel om te roei. Nêrens was hulle lewe in gevaar nie. En teen die 4de nag het hy op die water gegaan en nou wonder ek, hy het verby hulle geloop, was dit nie eintlik dalk, miskien, waar is hulle geloof? Hulle weet mos hulle sal aan die ander kant uitkom, roei, julle is moeg, roei, ek is mos daar, julle moet mos nou vertrou, dat julle nie sal ondergaan nie. Ja, ek dink ons kan daarna kyk, maar die belangrikste is God is in beheer en jy staan nie alleen nie. Jy staan nie alleen. Kom ons kyk wat sê Jesaja 43 vers 1 tot 3. Anita, jy het al gelees, né? Ek het gelees, maar ek sal weer lees. Okay, kom ons gee vir Rina dan 'n kans. Ons gaan jou nie alleen laat lees nie. Rina kan ook lees. Sy het ook matriek. Nee. Maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water... Rina, ekskuus, jy lees vinnig, jy lees mooi, maar hierdie is belangrik, daai woorde wat sê, jy is myne. En almal op hierdie groep, en almal wat na die tyd hierna kyk, moet dit onthou, jy is God se, jy is myne. Hoor dit, jy behoort aan God. God is lief vir jou. God het sy lewe opoffer vir jou. God wil jou deurdra. Vers 2, Rina. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee, losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Okay. Wie is myne? Nou, kom ek probeer dit rephrase. Wie gaan deur die vuur? Wie gaan deur die water? Wie gaan deur die moeilike omstandighede? Wie gaan deur 'n seisoen van against? Mense met sonde? Mense wat nie hulle geld vir die kerk gee nie? Wie gaan dit? Wie kwaad word vir taxi-bestuurders? Wie gaan deur hierdie seisoen? Wie? Almal van ons. Almal van ons. Van, ekskuus tannie Wilma? Ekskuus tannie Wilma? Daar tannie Wilma gevries. Almal Kinders, Almal van ons. almal, alle kinders van die Here gaan daardeur. So as jy deur hierdie moeilike omstandighede gaan, dis nie dat jy iets verkeerd gedoen het. En ek sê nie, as jy iets verkeerd gedoen, jy gaan deur omstandighede nie. Jy is baie keer bring ons 'n storm oor ons eie lewe. Ja. Maar die vraag is, waar is God? As ek deur die water gaan, waar is God as ek deur die vuur gaan? Hy sê, ek is saam met jou. Ek is saam met jou. Ek gaan saam met jou daardeur.
Ek los jou nie alleen nie. 'n Goeie voorbeeld daarvan is natuurlik Daniël. Ekskuus, iemand nog iets sê oor Jesaja 43? Okay, Lisel, lees ons Daniël 3 vers 23 en 25. Die 3 mans Sadrag, Mesach en Abednego het so vasgebind in die brandende oond beland. Koning Nebukadneser was egter verstom. Hy het opgespring en vir sy raadgewers gevra: "Was dit nie 3 mans wat ons vasgebind het en in die vuur gegooi het nie?" "Ja, beslis, U Majesteit," het hulle vir hom gesê. Hy sê toe vir hulle: "Ek sien dan 4 mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie. Hulle makkeer niks. Die 4de een lyk soos 'n boaardse wese." Dankie Lisel. Hoekom was hierdie mense in die oond? Wat het hulle verkeerd gedoen? Nie vir die koning gebuig nie. Hulle het die regte ding gedoen. Volgens vers 17, Lisel, jy is nou daar, gaan net na vers 17 toe. "Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit U mag bevry." Okay. Hulle wou nie buig nie. En hulle het hulle vertroue in God gesit. Wie het gesien daar's 'n 4de persoon in die vuur? Koning. Nebukadneser, die koning. Is dit iets wat vir julle opkom? Toe ek het gelees het ek iets besef daarso. Miskien het hierdie 3 vriende nie eers besef daar's 'n 4de persoon saam met hulle nie. Baie keer is ons in hierdie situasie van against en ons weet nie waar's God nie. Maar iemand wat van buite af kyk, heiden, sê maar, hey, het ons 3 ingegooi, hoekom loop daar nou 4 rond en hulle loop vry rond? God is met jou. Jesaja 43. As jy deur die vuur gaan, is ek saam met jou. Ek is saam met jou. Soms as ons in 'n situasie is, dan sien ons nie God se hand raak nie, maar God is nog steeds daar. Enigiemand iets sê oor Daniël en sy vriende? Kan ons bietjie oor die aardsvader Jacob gesels? Jakob, stel Genesis 42 vers 36. Daarop sê Jakob, hulle vader vir hulle: "Julle beroof my van kinders. Josef is weg en Simon is weg en Benjamin wil julle wegneem. Alles is teen my." Dankie, stel. Hoekom het Jakob gesê alles is teen my? Want al sy kinders gaan weg. Hy verloor al sy kinders. En onthou, daai tyd was kinders rykdom gewees. Ek wil die vraag vra, maar ek sal dit vra, maar niemand moet respond nie. Het julle al gevoel dat alles is teen jou? Alles wat jy doen, daar kom 'n flop uit. Geen poging wat jy doen, werk uit nie. Alles is teen my. Jakob sê, ek het vir Josef verloor. Nou het Simon het hierdie man, hierdie vors in Egipte teruggehou. En nou soek hy my ander gunsteling kind Benjamin. Alles is teen my. Maar wat ons moet onthou, as ons in hierdie seisoen is van alles is teen my, moet ons onthou dis 'n seisoen. Dit sal verbygaan. Dit gaan wel van ons afhang of ons gaan die tentpenne diep inslaan in hierdie seisoen en hier gaan bly en of ons net daar gaan deurgaan.
Want God is met my, daar lê iets beter voor. Baie keer raak ons so verstrengel by hierdie ding, die lewe maak nie sin nie, dat ons net fokus daarop, die lewe maak nie sin nie, dat die lewe by ons verbygaan. Wow, ek hoop iemand dit, jy kan lekker Sondag daaroor preek, Wynand. Ons fokus so op die lewe maak nie sin nie, dat die lewe by ons verbygaan. Okay, nog iemand iets sê oor Jakob? Ja, Dit wil vir my- die les wat ek uit Jakob uit leer is, beteken jy moenie gunstelinge hê nie. Jy moenie bloei kinders hê nie. Yes, jy moenie gunstelinge hê nie. Want hulle raak almal weg. Wat ek van hierdie storie lees is dat as jy deur 'n seisoen gaan, en John het nou daaraan geraak, as jy deur 'n seisoen gaan wat teenstand is daar 'n spesiale seën of guns wat vir jou. Wie het gelees? Estel. Genesis 50 vers 19 tot 20. Wil iemand Wynand, hy's op die gebedslys. As jy hom nie gekry het nie, het jy 'n verkeerde gebedslys gekry. Genesis. 50 vers 19 tot 20. Wynand, jy kan vir ons lees. Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te behou. Yes. God draai die teenstand om en hy bring voorspoed vir Jakob se hele huis. En op die einde moes Jakob erken, Josef is nie dood nie, Simon is nie dood nie, Benjamin het teruggekom huis toe. Eintlik het alles ten goeie uitgewerk. Dit of my voorkom as jy in 'n seisoen is van alles is teen my, is daar 'n spesiale guns, 'n spesiale seën wat vir jou wag. Kom net deur hierdie seisoen, moenie op hierdie seisoen alleen fokus nie. Okay, ons tyd is besig om uit te hardloop. Kom ons kom. Ekskuus, iemand iets nog gesê het oor Jakob. Marius, jy praat nie veel vanaand nie, maar ek weet jy het baie water waarmee jy soeg. Ek wil sê die wind is uit my seile. Maar hy begin op te steek hierdie kant. Nee, ek dink dit is maar net om moed te hou en vas te byt. Dink dis maar die groot ding van moenie opgee nie. God sal altyd daar wees vir 'n mens. Yes. Kom ons kyk na Dawid. Rina, Psalm 56 vers 9 tot 10. U het my omsweerwinging getel. Hou my trane in u kuil. Is hulle nie in u boek nie, dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek dat God aan my kant is. Ons kyk en ons bestudeer weer 'n bietjie Dawid se lewe in die huis. En die gevegte wat Dawid geveg het. Sy pa het hom nie erken as seun nie. Sy broers het hom nie erken nie. Daar was 'n Goliat, daar was 'n Saul. Jy weet, baie keer lees ons die Bybel en ons lees oor sekere goed. Het julle geweet Dawid het of Saul het vir Dawid sy oudste dogter beloof. Terwyl Dawid verlief was op die ander dogter. En op die einde het Saul toe die ander dogter vir Dawid gegee, amper iets soos Jakob en Laban. Maar die gevegte wat hy geveg het, sy eie vrou wat nie in hom geglo het nie. En so kan ons aangaan, sy eie kind wat teen hom gedraai het. Al die gevegte. En Dawid sê in hierdie gedeelte, my trane is in 'n kruik opgevang, en dit word herhaal in Openbaring, dat ons gebedstrane word opgevang in 'n kruik. En dan kom hy verder en hy sê, maar een ding weet ek. God is aan my kant. Ek sien 'n bokser, wat is hierdie nuwe stoei of skopboks? Maar nou ons kan mekaar skop, né?
Hulle kan uitmekaar uitskop, die bloed loop en die tande loop en alles loop naderhand. Maar op die einde van die dag dan gaan sit hierdie ou in sy hoek en God is in jou hoek. Hy los jou nie alleen nie. Jy staan nie alleen in hierdie tyd. En dit het Dawid geleer. Al draai alles teen. God is nog steeds aan my kant. Iemand iets sê oor Psalm 56? Right. Kom ons sluit af, Lisel. Romeine 4 vers 18. Teen alle hoop in het Abraham met vaste hoop geglo dat hy nog die stamvader van baie volke sou word op grond van God se belofte. Jou nageslag sal so baie wees soos die sterre aan die hemel. Al is jy op moedverloorse vlakte, moenie hoop verloor nie. Gaan net deur die seisoen. Moenie op die lewe maak nie sin fokus nie, fokus op dit wat voor lê. Ek luister vanmôre na iemand toe sê dat hulle was in die weermag gewees daar in Angola en hulle is in 'n loopgraaf en hulle is in 'n baie tight posisie waar die vyand hulle heeltemal omring het en hulle moet 'n sein deurkry vir hulp dat mense hulle moet kom haal en kom help. Maar hulle lê in hierdie loopgraaf, maar hulle het nie 'n sein. En een van die ouens haal 'n Gideon Bybeltjie uit en hy lees: Die Here is met ons. Die Here is met ons. Hy sê in binne sekondes daarna te kry hulle sein. En hulle kan 'n boodskap uitstuur. En die persone het hom en hulle het hulp gekry en hulle is gered. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Die Here is met jou. Hy is aan jou kant. Hy het jou nie verlaat nie. Baie keer as ons die lewe nie sin maak nie, dink ons God hoor my nie. God sien my nie. God is afwesig. God stel nie in my belang nie. Nee. God sien dit raak. God stel in jou belang. Fluit. My storie is uit. Anita, iets wat jy wil gesê het? Nee, pastoor, ek sê baie dankie. Dit was 'n mooi geselsie. Laat ek het hierdie afgelope 2 weke julle gemis, hoor. Wynand, iets wat jy wil sê? Ja, ekskuus dat ons so skaars was. Pastoor, ek dink daar's 'n spesifieke doring waarvan ek nou praat. Ek sê nie al die dorings is slegte dorings nie. As jy op die pad loop en jy's doelgerig om na 'n plek te gaan en jy loop so vinnig dat jy daai doring nie sien nie, jy trap dit om, is daar 'n rede waarom jy hom getrap het. Dalk 'n stop en wag 'n beter opsie as om verder te loop en in groter moeilikheid te kom. Nou wanneer ons van hierdie dorings kry, is dit dalk 'n goeie ding om so 'n bietjie net rustig te raak en liewer met die Here 'n bietjie meer te gesels as om net aan te karring in die rigting wat jy wil aankarring. Wynand, wat jy sê is so waar. Daar's 'n doringbos, wag 'n bietjie. Ek weet nie of jy hom ken nie, wag 'n bietjie bos. As daai doring jou gehaak het, moet jy stop en jy moet wag en jy moet hom uithaak. As jy aanloop, winkelhaak in jou hemp of in jou baadjie of jou velle of wat ook al gaan saam. Wag 'n bietjie. Yes, pragtige opmerking. Estel? Tannie Wilma, wil tannie ietsie byvoeg? Ek is reg, dankie Louis. Dankie Tannie. John, anything from your side? No, I'm happy, thank you. Great. Rina? Nee, is reg, dankie. Maisie? Ek hou so baie van wat jy sê, Wynand, want dit is so waar. Jy weet as dinge nie vir 'n mens uitwerk nie, daai doring in die vlees waarvan jy praat, gaan raak stil. Sê vir jouself, weer eens daai ding, is dit die Here se wil of is dit my wil? Is dit my begeerte? Ons moet daai onderskeid kan tref en ek is die laaste een wat daaroor eintlik kan praat want ek is die een wat gewoonlik nie onderskeid kan tref nie. Maar ja, ek hou baie van hoe jy dit gestel het. Vir my 'n baie mooi opmerking, waarheid. Lisel? Ek is reg, dankie. Minister Brits? Ek sien altyd goed wat teen jou gebeur as geleentheidsskepers.
Jy kry geleentheid om te wag en te dink as dinge net regloop, dink jy nie, jy gaan net aan. Maar sodra iets nie regloop nie, dan moet jy begin dink en anders te dink oor 'n ding, voor dit weer gaan regloop. So dit is altyd 'n geleentheidskepper as dinge nie regloop nie. Dit is nie iets wat net jou wil breek nie of jy net teen jou is nie. Is eintlik net 'n geleentheidskepper. Gaan dink 'n bietjie weer in die situasie wat jy is en skep weer 'n nuwe geleentheid. Right, kom ons praat bietjie oor gebedsversoeke. Dankie vir vanaand se gesels. Dit was goed geweest. Ek wil hê ons moet vir Robert sit wat dan Dinsdag gaan vir behandeling. Hy gaan môre vir bloed. As ons vir Robert kan opsit, Lisel. Enige ander versoeke? Kom ons begin sommer al by Marius hulle. Ons bid vir 'n tuinroete, bid vir al die plekke wat nou te veel water kry. Ja, en is dit nog 'n klomp water wat nou op pad is. Maar nou meer Kaapse kant toe, lyk my ons gaan meer die winderigheid kry hierdie kant. Maar ja, vir die natuurelemente in ons omgewing. Hulle is 'n bietjie teen ons met nuwe geleenthede skep. Yes. Lisel, ietsie van jou kant af. Ons bid vir oupa. Hoe gaan dit met sy gesondheid? Dit gaan nie baie goed nie, so ons moet maar aanhou bid asseblief. Hy raak maar baie swak. Ek het vergeet, ons moet al vir Jenny nog steeds ophou. Ek nou en dan, sy is nydag verjaar. Ons moet nog steeds vir Jenny opsit, dis maar moeilik vir haar. Meisie, enigiets van jou kant af? So ek wil net 'n positiewe lekker stukkie met julle deel. My jongste Hardes, vir wat op ons gebedslys is. Dit gaan so goed met hom dat sy onkoloog nou in so 'n week terug gesê het hy kan dalk nou oorgaan na 6 maandelikse ondersoeke toe in plaas van 3 maandeliks. So dit is vir my nou nogal lekker warm gevoel. Ek is dankbaar vir elke gebed wat elkeen vir hom bid op ons groepie. Dankie julle. Wynand? Nee, ek dink ek is op hierdie stadium is ek op 'n dankbare plek. Ek moet sê my voet het reggekom. Dis maar net die liefde van 'n vrou, né? Ja, nee, ek moet sê ek's baie dankbaar vir daai herstel en die reën wat ons gehad het en so aan, so veiligheid bly altyd vir ons 'n issue, maar ek's baie dankbaar. Dit gaan goed, dankie. Amen. Anita? Ek het 'n langerige lysie. Ons is reg. Ek dink eerstens as ons net, ek weet nie, Wynand is maar baie gespanne die laaste ruk. Ek sien dit maar in sy gestel. Ons het 'n paar verdingetjies wat ons voorbid en vas hierdie maand, want dis nou so onder andere na Wynand en dan het ons besluit dat ek nou maar gaan bedank by die skool vir einde Julie. Maar nou, na vanaand se boodskap is ek nou so bang vir daai doring in die vlees wat gaan kom. Dat ek nou dit wat my gaan stop en sê nee, nie nou nie, maar ons het nou baie sekerheid dat dit is, maar dit is maar 'n groot stap en 'n groot verandering. So as almal maar net saam kan bid en intree vir wysheid in ons almal, van ons en die kinders almal bid en vra die Here vir bevestiging. En dan het ek 3 persone wat siek is. Ons buurvrou Anna se dogter in Engeland is nou gediagnoseer met borskanker. Haar naam is Clarissa. En dan is een van die onderwyseresse by die skool, die wiskundeonderwyseres, ook nou gediagnoseer met kanker, kolonkanker. Dit is juffrou Sonja. En my pa, ek weet nie of ek ooit voorheen gevra het dat ons bietjie vir my pa bid nie, maar hy was baie siek en sy gesond en genees en is 'n wonderwerk en nou is hy weer baie siek of baie geswel. Hulle is heeltyd besig met vog uittap en baie pyn in sy ingewande. So hy is nou weer baie pyn. Net vir hom kan bid. Wat is sy naam? Strauss. Ekskuus. Strauss. Ja. Strauss. Ja. Okay.
Right. Ons bid vir hom. En ja, ons bid vir wysheid vanaand vir jy en Wynand, veral in hierdie tyd. Weer dat julle deure maak paaie oop en hy maak deure. En jy sal weet, julle sal weet en julle sal vrede hê. U stel enige gebedsversoeke? Dis reg, dankie julle. Okay. Ons bid vir Stel, sy's besig om 'n huis te verkoop, dat die regte koper gaan kom. Ja, ons bid vir uitkoms. Tannie Wilma, enige versoeke? Ek dink Tannie Wilma vries 'n bietjie. Tannie Wilma, enige versoeke? Ek is reg, dankie Louis. Okay, Tannie, ons bid ook vir Tannie hulle wat sukkel met die kragonderbrekings en die water en sulke goed. Ons bid vir dit, Tannie. Ja. John, anything from your side? Yeah, I just of Billy Fit. He's now been taken up in hospice now, and they've stopped all kinds of treatment now. They've got him on morphine, and they're just keeping him In control. Yeah, so yeah, we just pray for the family. His eldest son has just immigrated now to the USA with this, what do they call it? That the Americans gave the South Africans now. So he's not even at home now. He's not even close by. So yeah, it's tough. And then also we just need to pray for the people in Henley on Klip. That's just next door to us over here. A lot of those houses next to the Klip River are underwater, and the trees came down over the Eskom lines, and yeah, those people have been sitting without power now for 4 or 5 days now in this wetness and this. So we just pray for them. Amen. Lina, iets wat ons kan saam bid vanaand? Nee, dankbaar hart, dankie. Amen. Marius, gaan jy vir ons bid asseblief? Here, baie dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer en kon weet, Here, dat U vir ons 'n boodskap, Here, van hoop. Al is daar dinge wat teen ons gebeur, is U nog steeds daar. U kyk na ons, Here, en U gee vir ons hulp daar waar dit nodig is. Here, gee vir ons daardie harte om te weet dat ons nie bevrees hoef te wees nie, maar dat U vir ons sal deurhelp deur elke ding, Here, en dat ons siel nog steeds by U sal wees. Baie dankie, Here, dat ons op U kan vertrou en kan weet, Here, al gaan dit ook hoe sleg met ons gesondheid. U is nog steeds daar, so Here. U sal nog steeds vir ons sorg. U sal nog steeds vir ons wys, Here, hoe om verder te gaan tot op die einde, Here, wat U ons kom haal. Maar baie dankie, Here, dat U vir ons elke dag net daai dag se, ek wil sê, probleme gee, Here, om te kan hanteer. En gee, Here, dat dit wat te groot is vir ons, dat ons dit in U hande sal sit, Here, dat U vir ons sal help om daardeur te gaan. Baie dankie, Here, dat ons kan weet dat U liefde is so groot, dat ons nie eens reg dit kan verstaan, Here. En daarom wil ons net vir U dankie sê vanaand, vir dit wat U vir ons doen, vir dit wat U elke dag vir ons op ons pad bring, Here, om ons te help om deur elke dag te gaan. En gee, Here, dat ons daardie liefde wat U vir ons gee, ook sal uitdra aan ons naaste, aan die mense wat naby ons is, om ook, Here, vir hulle die pad makliker te maak. Ons is daardie stukkie instrument, Here, wat U geskep het, om ook die mense rondom ons te help, soos wat ons ook mense het, Here, wat ons help. Dankie, Here, dat ons as mense saam kan staan, mense wat U gemaak het, uit liefde uit U groot genade uit die krag wat U vir ons gee. Dankie, Here, ons sit hierdie week wat voor lê, sit ons in U hande, en vra U, Here, om vir ons deur hierdie week te lei. Wys vir ons die pad wat ons moet stap, en dankie, Here, dat ons kan weet, dis die regte pad wat U vir ons gee. Al is dit nie die pad wat ons wil hê nie, is dit die regte pad en die regte tyd.
Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Marius. Sit net so, gee my net 'n minuut asseblief voor julle babai sê. Vader, ons kom ook vanaand. Here, ons bid vir John en vir Rina. Here, ek bid dat U net U guns oor hulle sal uitstort. U is die groot en die magtige God. Here, ons gaan verbaas wees oor wat U doen. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Thank you. Lekker slaap, lekker eet en geniet die stukkie van die Moedersdag wat nog oor is, manne. Môre is dit weer ons dag, dan gaan ons weer voluit van môre af. Bye bye. Lekker slaap. Julle geniet die weer. Bye, lekker week. Julle ook. Bye bye.